het begin in hierdie reeks met hierdie vraag, is daar hoop in die chaos wat die wêreld deurgaan? En niemand van ons is gevrywaar van die uitdagings van hierdie lewe nie. Ons ontmoet elke dag mense wat deur besonderse moeilike tye in hulle lewe gaan. Ons ontmoet mense wat deur trauma gaan, deur seer kry gaan, deur verwerping gaan. En baie keer is ons self daardie mense wat daardie dinge beleef en in ons eie lewe moet verwerk en deurleef en deurwerk. Maar dit is nie net in ons persoonlike lewens waar chaos baie keer heers en wat ons moet probeer sin maak van nie. Dit is ook in die wêreld as 'n geheel. Vanoggend het ons wakker geword met die nuus van die semi-politikus in Amerika, Charlie Kirk, wat doodgeskiet is. En daar so baie vrae rondom dit, daar so baie vrae rondom politiek, en wat gaan aan in die wêreld, en wat gaan aan in die politiek, hoe ver gaan die mensdom dat om iemand wat met jou meningsverskille het, dood te maak? Waar gaan geweld uiteindelik eindig? En hier is nie 'n politieke stelling nie, dit is maar net die beginsel van die saak. Dat wat is die uiteinde van dit alles? Is daar hoop in die chaos wat ons besig is om te beleef in hierdie wêreld met alles wat aangaan? En ons het begin kyk in die eerste aand het ons gekyk, is daar hoop in die Bybel? En ons het daai studie van Daniël hoofstuk 2 gedoen, die groot beeld wat koning Nebukadneser deur God in 'n droom gesien het en God sê vir hom, dit is hoe die toekoms van die wêreld gaan lyk, dis die verskillende koninkryke wat gaan kom. En vandag staan ons en ons kyk terug in die wêreldse geskiedenis en ons sien dat dit wat Nebukadneser in sy droom gesien het, alles net so waar geword het en dat die Bybel betroubaar is. Dat die Bybel 'n boek is waarin ek my vertroue kan plaas, dat die Bybel 'n boek is wat ek op wie se gesag ek kan staan. Ons het daarin hoop gesien dat wanneer hierdie boek beloftes maak, wanneer hierdie boek die toekoms openbaar, dan kan ek dit glo. Die aand daarna, Dinsdag aand laasweek, het ons gekyk na wat is die bron van al die seer in die wêreld? Waar kom al die lyding vandaan? En ons het gesien dat die Bybel leer vir ons dat die bron van lyding is nie God nie. God is liefdevol, God wil die beste hê, God is die een wat net goed vir ons in gedagte het, maar dat daar 'n bose een is, dat daar 'n Satan is. Ons het gekyk na die ontstaan van Satan, die val uit die hemel uit. Ons gaan vanaand weer daaraan raak, ons gaan vanaand weer bietjie daarna kyk. Maar ons het gesien dat boosheid en lyding kom van Satan af. Ja, nou Woensdag aand het ons gevra, wat is die oplossing? Wat is die oplossing van al hierdie boosheid? En ons het gesien dat dieselfde Bybel, die Ou Testament, het 'n Messias voorspel, het 'n verlosser voorspel, het een voorspel wat sou kom om die sondeprobleem op te los, en dat al die voorspellings in die Ou Testament, 300 van hulle 300 messiaanse voorspellings, vervul word in net een persoon in die wêreldse geskiedenis, en dis Jesus Christus. Ons het selfs gesien dat die Ou Testament, Daniël hoofstuk 9, selfs die datum van sy eerste koms bepaal het. En dat dit tot vervulling gekom het in net een mens, Jesus Christus. Donderdag aand het ons gekyk na die kruis. Wat beteken die feit dat Jesus gesterf het? Wat se verskil maak dit in my lewe en hoe kan ek dit prakties in my lewe toepas dat Jesus vir my gesterf het? Wat beteken dit dat hy in my plek aan die kruis kom sterf het? Maandag aand, Dinsdag aand het ons gekyk na God se verhoudingsdag wat hy met ons wil hê. Ons het gekyk na die konsep van die Sabbat en hoekom God daardie dag in plek gesit het, dat dit nooit die intensie was dat dit 'n dag van 'n klomp moets en moenies moes wees nie, maar dat dit 'n verhoudingsdag is en dat God ons hoop daarin kan kry, dat God met ons verhouding wil hê, dat God met ons tyd wil spandeer en dat hy vir ons 'n spesiale teken gee vir sy verhouding met ons. Ons het Dinsdag aand gekyk na die beskerming van God se woord deur die eeue. Dat selfs wanneer valse leringe in die kerk ingekom het in die vroeë Christentyd hier in die 300-400 na Christus en vir baie eeue gebly het God nog steeds sy woord beskerm en dat die hervorming plaasgevind het met hervormers, Martin Luther en Johannes Calvin en Hus en hierdie manne wat opgestaan het en weer begin bestudeer het en weer gesien het dat God se woord waar is
en dat daar selfs tot vandag toe nog nuwe waarhede uit God se woord tot ons kan kom, wat die valshede van die verlede aanspreek en uitwys. Gisteraand het ons die groot onderwerp van die dood hanteer, en as jy nog nie hierdie boekie gekry het, ek het weer 'n klompie gebring, en dit is al buite op die tafel, die vraag oor die dood. Wat gebeur met 'n mens wanneer hy of sy sterf? En ons het gesien dat dit 'n pragtige boodskap van hoop is eintlik, dat 'n mens net in 'n toestand van rus ingaan, in 'n toestand van slaap ingaan, maar dat daardie slaap nie vir altyd bly nie. Dat daar 'n wederkomsverwagting is, 'n opstandingsverwagting is, dat die een wat die vermoë het om lewe te kan gee, lewe weer sal gee, en dat ons, wanneer ons sterf, kan sterf met die hoop dat Jesus weer kom en ons sal opwek. En dit is waar ons vanaand aan wegspring, is by die koms van 'n koning. Twee manne het eendag gesit en gesels oor al hierdie wêreldse probleme, en een van hulle het gesê, ons het net weer 'n koning nodig. Sien, ons het net weer 'n koning nodig, wat 'n monargie wat die wêreld oorheers, 'n monargie wat heers oor die wêreld, en wat vir ons kan leiding gee, dan sal al die probleme van die wêreld opgelos wees. En tot 'n mate was hy reg. Ons het nie net 'n koning nodig nie. Ons het die koning nodig. Ons het koning Jesus nodig om weer sy koninkryk te kom vestig. In die laaste paar weke was daar laaste paar dae was daar baie interessante berigte en gerugte wat omgegaan het op sosiale media. En ek weet nie of een van julle dit raak gesien het nie, dat daar 'n sterk charismatiese program is of beweging is wat sê Jesus kom terug 22 en 23 September hierdie jaar. En Artus het my die eerste keer daarvan vertel, en ewe skielik het ek dit self begin oplet en 2 of 3 keer gesien op sosiale media dat hierdie dinge voorspel word. Jesus kom terug op hierdie datums, en party sê dis die wederkoms wat op daai datum gaan plaasvind, en ander sê dis 'n of ander geheime wegraping wat gaan plaasvind, maar hier is hierdie hele, amper wil ek sê, oor 22 en 23 September, wat binne die volgende 2 weke gaan wees. Jy sien, die Bybel leer vir ons baie oor Jesus se koms. Die Bybel vertel vir ons wat Jesus te sê gehad het oor sy koms, wat die profete in die Ou Testament te sê gehad het oor sy koms, en wat die apostels van die Nuwe Testament te sê gehad het oor sy koms. En ons hoef nie rond te tas in donkerte wanneer ons die koms van Jesus bespreek nie. Ja, daar is baie daarvan wat ons nie verstaan en weet nie. Maar dit wat ons nodig het om te weet, is vir ons duidelik in God se woord gegee, dat ons nie hoef rond te tas soos hulle wat geen lig het nie, wanneer ons oor sy koms praat nie. As 'n klein seentjie is hierdie vers in my ingedrul deur my ma. Sy het my laat verstaan, hierdie is die belangrikste vers in die Bybel, en ek mag hierdie nooit vergeet nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek vir julle dit gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Die belofte wat Jesus maak, die pragtige belofte, dat ek gaan weg. Hy sê vir sy disippels, maar ek wil nie hier dat julle ontsteld moet wees daaroor nie. Ek wil nie hier dat julle harte angstig moet wees daaroor nie, want dit is goeie nuus dat ek weggaan. Ek gaan weg sodat ek vir julle 'n plek kan gaan berei, en dis 'n heeltemal 'n ander teologiese gesprek oor wat dit beteken dat hy 'n plek berei. Maar ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Die sleutel is, ek kom weer terug. Ek kom terug om julle te kom haal, sodat julle kan wees waar ek is. En as dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê dit is nie so nie, maar ek sê nou vir julle hoe dit gaan wees. Ek gaan weer terugkom. Die apostel Paulus skryf daaroor aan Titus. Hy sê, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus. Paulus sê, ons verwag
die verskyning van heerlikheid. Die verskyning van ons God en Verlosser, Jesus Christus. Hy skryf aan Timoteus aan die einde van sy leeftyd, net voor hy die doodsvonnis sou ontvang, skryf Paulus, sodat hy die dood in die gesig staar, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. En is dit nou die einde van my lewe? Is dit nou die einde van die verhaal? Is dit al wat daar vir my was? Nee, daar is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, vir my in die dag sal gee. En nie net aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. En die Griekse kenners debatteer nog, of hy bedoel sy verskyning toe hy die eerste keer gekom het, of sy verskyning wat gaan kom, almal wat dit lief het. En miskien gebruik Paulus hierdie spesifieke manier van praat om te sê, almal wat al twee lief gehad het. Die Jesus wat was op hierdie aarde en die een wat weerkom. Maar die punt is, Paulus wag vir daardie dag, wanneer hy ook die kroon van die geregtigheid sal kry, wanneer Jesus weer terugkom. Soos wat hy daardie doodsvonnis in die gesig staar, hy wag om te sterf, hy wag om onthoof te word, het hy vertroue in die geloof wat hy in Jesus Christus gehad het. Hy vertroue in die wedloop wat hy gehardloop het, die stryd wat hy gestry het, die geloof wat hy behou het, soveel vertroue dat hy kan sê, ek weet dis die einde van die pad vir my, maar ek sien uit na die dag wanneer Jesus kom. Paulus het die belofte onthou. Maar Jesus het ook geweet, dat daar aan die einde van tyd baie snaakse idees, valse idees vorendag sal kom, wat deur saadjies wat van die vyand is geplant word. Nou net soos enige ander valsheid wat binne in die kerk inkom, moet ons onderskeid tref tussen hulle wat hierdie valsheid glo in opregtheid, wat lief is vir die Here, wat glo hulle aanbid hom en volg hom na die beste van hulle vermoë, en die valsheid self. Mense wat mislei is nie noodwendig slegte mense nie. Net soos wat mense wat die waarheid ken nie noodwendig goeie mense is nie. So ons vel nie 'n oordeel oor mense wat aan sekere valse begrippe vashou nie. Maar Jesus het 'n waarskuwing gegee. En hy sê, daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. Weet dit, daar gaan nie die duiwels gaan nie verskyn aan mense nie. Die duiwel gaan nie met 'n rooi gewaad en 'n groot vurk en 'n ster hier. Dit gaan mense wees wat soos Christusse en profete lyk. Hulle gaan wonders doen, hulle gaan tekens doen. Daar gaan bedrieërs wees aan die einde van tyd. En die enigste manier hoe ons die verskil tussen valsheid en waarheid, tussen misleiding en die waarheid kan onderskei, is hierdie boek. Daar is niks anders wat ek kan gebruik as 'n fondasie om my te leer wat is waarheid nie. My gevoelens alleen kan nie vir my waarheid bepaal nie. Want my gevoelens kan my partykeer mislei. Hoe ek baie keer oor dinge voel, is nie noodwendig die werklikheid van die lewe nie. Net so hoe ek baie keer oor godsdiens voel, en hoe dinge wat ek hoor my laat voel, nie noodwendig die beste aanduiding van waarheid is nie. Gods woord alleen is die bron van waarheid. En niks anders kan dit vervang nie. En die Bybel sê dat hierdie valse Christusse en hierdie valse profete sal selfs bonatuurlike tekens laat plaasvind, wonderwerke laat plaasvind, dinge laat gebeur, en dit sal mense verwonderd laat. Maar dit is nog steeds vals. Wanneer ons praat oor die wederkoms,
is dit nodig om God se woord te gebruik as ons fondasie. En vanaand gaan ons dit doen. Ons gaan baie lees, die van die wat notas vat. Dit word ook opgeneem. Sodra dit beskikbaar is, kan ons dit vir almal uitstuur wat hier was om weer deur te gaan. As daar iemand is wat spesifiek my notas wil hê, julle is welkom om te vra, ek is bereid om dit ook te deel. Maar ons gaan vinnig gaan vanaand deur baie Bybelverse. En ek hoop dat aan die einde van vanaand ons 'n beeld sal hê van wat die Bybel leer oor die wederkoms. Jesus begin deur vir hulle te sê, as hulle, dis die valse Christusse en valse profete wat groot tekens en wonders doen, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie uitgaan nie. Of kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Met ander woorde, moenie daar waar hulle vir julle sê, julle moet ergens gaan soek waar Jesus gekom het, dink dit is waar hy gekom het nie. Dit is nie waar hy is nie. Hy kan dalk onderrig, hy kan dalk genees, hy kan klink soos Jesus, en as hy kan, sal dit vir homself 'n doelwit wees om die uitverkorenes te mislei. Dit is die doel van hierdie bose een, van die valse Christus, die valse profete, wat onder die werking van die bose een werk. Nou, jy en ek kan nie mense se hartsmotiewe lees nie, né? Ons kan mense aan hulle vrugte ken, Jesus het gesê, ons moet mense aan hulle vrugte ken, maar ons kan nie mense se harte lees nie. Daar is niemand wat hier sit, wat vanaand na my kan kyk en my hart lees en sê, "Sjoe, ja nee, daai ou is baie opreg in wat hy doen nie." Ek mag lyk of ek opreg is, maar niemand weet of ek regtig is nie. Die enigste manier om te toets of dit wat ek leer, of dit wat ek aanbied die waarheid is om terug te gaan na God se woord toe. En nie net te glo en te vertrou wat ek sê nie. Want ek kan moontlik een van die wees wat die uitverkorenes probeer mislei. Hierin alleen is die waarheid. Die Bybel is ons enigste veilige gids. Nie wat ons sien of wat ons hoor nie. Nou wat sê die Bybel oor die wederkoms? Wat sê die Bybel oor Jesus se koms? Soos ek sê, in die laaste paar dae was daar al hierdie beweging op sosiale media oor sogenaamde profete en predikante wat gesê het, Jesus kom binne 2 weke. En party sê dit is 'n wegraping en ander sê dit is 'n wederkoms. En oor die eeue heen het baie mense gesê, dit is die datum wat Jesus kom. Party van hulle besonder opreg, geglo dat hulle reg is. Ander dalk net om te mislei. Hoe dit ook al sy, tot waar ons vanaand staan, was almal nog verkeerd. Jesus het nog nie gekom. En ergens in die toekoms gaan iemand dalk reg wees, wanneer hulle sê Jesus kom in die volgende 5 jaar. Ergens gaan iemand reg wees. Maar nie omdat hulle reg is nie, omdat hulle berekening daarvan reg is nie, net omdat hy wel gaan kom. Maar wanneer ons na die Bybel kyk, moet ons vra, wat is die eienskappe van Jesus se koms, wat vir ons duidelik vertel word in die Bybel, en sekondêr daaraan, ook vir ons hoop gee? Wat is die skakelpunte, wat ek aan kan vashou, oor die koms van Jesus, wat vir my in hierdie chaotiese wêreld op 'n pad kan hou van hoop? Wel, eerstens leer die Bybel ons dat die koms van Jesus 'n sigbare koms sal wees. Dit leer vir ons soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, en Jesus gebruik beeldspraak, want dit is baie wyeer as dit wel, waar stop oos? Waar begin wes? Dit het nie 'n begin en 'n einde nie. Soos die weerlig uit die ooste slaan en tot in die weste skyn, so sal die koms van die Seun van die mens wees. Ek weet nie hoeveel buite en veral in die natuur in die veld was, waar daar nie al die liggies van die stad is nie, en dan bars een van hierdie behoorlike donderstorms los, hierdie buie, hierdie weerlig buie. Dit verlig die hele wêreld. En Jesus gebruik daardie beeldspraak van weerlig om te sê, dis hoe die wederkoms sal wees. Mense sal dit kan sien.
Dit sal sigbaar wees. En hier is die eerste geheim, die eerste sleutel tot die verstaan van die wederkoms. Dis nie 'n onsigbare geheime gebeurtenis nie. Dis sigbaar vir almal om te sien gebeur. Jy sal nie nodig hê dat iemand vir jou moet vertel Jesus het gekom nie. Dit sal nie nodig wees dat jy in die oggend opstaan en dit op die nuus moet hoor nie. Dit sal nie nodig wees dat iemand moet inkom in jou kamer en vir jou moet sê dat Jesus het sy kinders kom haal nie. Dit sal sigbaar wees. En Openbaring 1 vers 7 sê hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Nie net party nie. Nie net 'n sekere uitverkore groepie gaan hom sien kom nie. Elke oog sal hom op die wolke sien kom. Die oë van die oues en die oë van die jonges en selfs die oë van die blindes en die oë van die wat gered is en die oë van sondaars. En almal sal hom sien kom. Jesus sê, die teken van die seun van die mens sal in die hemel verskyn en al die stamme van die aarde sal rou bedryf en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hierdie is 'n sigbare koms. Dis iets wat die wêreld sien gebeur. En baie keer is dit vir ons moeilik om hierin te glo, want ons het nog nooit so iets beleef nie. Ons het nog nie 'n wêreldwye gebeurtenis beleef nie. Alles wat ons beleef, het te doen met ons omgewing, met ons land, met ons stad, met ons straat, met ons buurt, met ons huis. Niks wat jy en ek nog ooit beleef het gelyktydig wêreldwyd gebeur nie. So dis moeilik om dit te glo, en dit is hoekom ek moet staan op die beloftes in God se woord, dat selfs al verstaan ek nie, selfs al het ek nog nooit so iets beleef nie, is dit die waarheid. Hy gaan terugkom en almal gaan hom sien. 'n tweede punt is, dit sal 'n dramatiese, hoorbare koms wees. Die Bybel leer vir ons, dat mense gaan dit nie net sien gebeur nie, hulle gaan dit ook hoor gebeur. Daar het stemme gekom, en donderslae, en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het, vandat die mense op die aarde was nie, en alle eilande het gevlug, en die berge is daar nie gevind nie. Dink jouself hierdie gebeurtenis in. Ons kan onsself nie dit indink nie. Ons verstaan nie die belewenis van so iets wat gebeur het nie. So groot aardbewing, en donderslae, en bliksemstrale, en eilande wat wegraak in die see, en berge wat verdwyn. Dit is wat ons nie kan beleef, maar dit is 'n hoorbare, duidelike gebeurtenis. Dis nie iets wat stil ergens gebeur nie. En dan, in daardie aardbewing, wat definitief nie 'n geheim kan wees nie, in daardie gebeurtenis van die berge wat wegraak en die eilande wat verdwyn, in daardie gehoorbare, sigbare gebeurtenis van die wederkoms, gebeur daar die ongelooflikste gebeurtenis. En dit is dat daar 'n trompet is wat blaas. So hard dat dit hoorbaar is reg oor hierdie wêreld, op een slag. En ons lees, die Here self sal van die hemel neerdal, met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En gisteraand het ons hierdie vers ook gelees, en ons gaan hom dalk vanaand weer lees, hy is dalk later weer in, as ek reg onthou. Die belofte van 'n opstanding is wat die hoop is vir die Christen vandag. Die belofte dat Jesus weerkom en dat die grafte sal oopmaak, en dat wanneer hy verskyn, dat as ek in Christus ontslaap het, as ek in Christus gaan rus het, is dit nie die einde van die verhaal vir my nie. Daar kom 'n opstandingsoggend, wanneer daardie trompet gaan blaas, en daar die stem gaan roep, en die wat in Christus gesterf het, eerste sal opstaan.
kan jy sien dat alhoewel daar baie valse Christusse, baie valse profete dalk mag rondgaan in hierdie wêreld, baie stories oor die wederkoms, baie idees van hoe dit gaan wees, is dit nie moontlik om dit na te maak wat die Bybel beloof gaan gebeur nie. Hierdie wêreldwye, sigbare, hoorbare gebeurtenis, maar veral hierdie opstanding uit die doodheid, is nie moontlik vir die bose een om te kan namaak nie, want dit is God wat die lewensasem van mense het. Dit is God wat kan lewe gee, en Satan kan dit nie doen nie. En kyk nou wat gebeur by hierdie wederkoms, wanneer die grafte oopgegaan het, en Jesus besig is om te kom, en kyk wat gebeur met hulle wat lewe. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so, met ander woorde, op hierdie manier sal ons altyd by die Here wees. Daar's nie 'n ander beskrywing in die Bybel van hoe ons vir altyd by die Here gaan wees nie. Daar's net een beskrywing, en dit is 'n wederkoms, 'n sigbare, hoorbare, wêreldwye gebeurtenis, waar die grafte oopgaan, en waar almal wat in Christus geglo het, saam met hom, die Here tegemoet gaan in die lig, om vir altyd by hom te wees. En maak nie saak wat wie jou anders leer nie. Dit is wat die Bybel leer. So sal ons altyd by die Here wees. Op hierdie manier. Ek het gisteraand gesels oor die verlies van ons lewens, wanneer iemand vir wie ons lief is, sterf. En ek is seker dat almal van ons op een of ander manier al daardeur geraak is. Of baie naby aan jou, of dalk verlandse familie, of dalk 'n vriend. Maar almal van ons is al op 'n manier geraak deur die dood. Wat 'n herontmoeting sal dit nie wees, wanneer al God se kinders saamkom op daardie wederkomsdag. Paulus sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ek deel julle 'n geheim mee, ek deel julle iets mee, wat niemand anders weet nie. Ons sal nie almal ontslaap nie. Nou, as hy praat van ons sal nie almal ontslaap nie, dan praat hy van die kerk. Want duidelik is hulle almal wat in Paulus se tyd geleef het, al ontslape. Ons, die kerk, daar gaan mense wees wat leef wanneer Jesus kom. Maar ons sal almal verander word, of ons al slaap in die graf, en of ons nog lewendig is wanneer Jesus kom. Dit maak nie eintlik 'n groot verskil nie. Want almal sal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En ek het gisteraand nog grappenders gewys gesê, ek gaan hare hê, en ek gaan nie grys wees nie, en ek gaan nie oud word nie. Dit gaan 'n goeie ervaring wees, maar dit gaan dieper as dit. Want die verandering wat die mens gaan beleef, gaan ook 'n sielsverandering wees. Uiteindelik gaan ek wees wat ek wou wees, sondeloos soos my Jesus. Uiteindelik gaan ek ook perfek wees. Uiteindelik gaan ek nie meer gebonde wees aan my sondige natuur nie. Ek sal verander wees. Wat 'n ongelooflike oomblik wat dit nie gaan wees wanneer dit plaasvind nie. God sal vir elke volgeling van Jesus sy geskenk van liefde gee, die ewige lewe. Paulus skryf in Filippense, ons verwag ons verlosser, die Here Jesus Christus. Hy gaan en hy sê, want ons vernederde liggaam en gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Hierdie liggaam is 'n vernederde liggaam. Ek is vol letsels en merke en ongelukke en snyplekke en operasies en ouderdom
En dit alles wat met hierdie liggaam al fout gegaan het. Dis 'n vernederde liggaam. Hy funksioneer nie eintlik soos wat hy moet nie. En soveel meer nog die siel wat hier leef, hierdie mens wat hier leef. Want jy sien, ek het ook emosionele letsels. En ek het geestelike letsels. En ek het seer gekry in hierdie lewe. Maar dit sal alles verander word. Om soos die verheerlikte Jesus te wees. Wanneer hy terugkom. Nie in die manier dat ek ook God is, soos wat hy God is nie, maar in die manier dat ek weer in die perfekte beeld van God sal wees, soos wat sy plan oorspronklik met die mens was. Daar sal geen meer siekte wees nie. En hoe sal Jesus wees as hy kom? Wel, ons vind 'n sleutel van hoe hy sal wees, wanneer hy weer kom in hoe hy was, toe hy opgevaar het. Toe hy na die hemel opgevaar het die disippels stip na die hemel gekyk terwyl hy weggaan. En toe staan daar 2 manne in wit klere by hulle en sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Dieselfde Jesus. Dieselfde een wat die dood oorwin het, dieselfde een wat uit die graf uit opgestaan het, dieselfde een wat jou en my sondes daar in daai dood gelos het, die verheerlikte Jesus, hy sal weer terugkom om ons te kom haal. Die derde punt is, dit sal 'n glorieryke koms wees. Nou jy en ek verstaan nie regtig die konsep van glorieryk nie. Die Ou Testamentiese profete, die Ou Testamentiese mense het die konsep van glorie beter verstaan as wat ons doen. Hulle het 'n belewenis gehad wat hulle Shekinah genoem het, die Shekinah glorie, die teenwoordigheid van God wat skyn. Die teenwoordigheid van God wat so duidelik ervaarbaar is dat ek nie daar naby kan kom nie. Ons dink aan Moses wat van die berg afkom en sy gesig skyn so dat die volk vir hom sê, gaan eers weg. Jy weet, dit is te veel vir ons. Dit is die glorie van God. En jy en ek leef in die geloof daarvan, van daardie glorie. Die wederkoms sal 'n glorieryke koms wees. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom. Nou doen jy self bietjie 'n guns, gaan lees in Jesegiel en Jesaja, gaan lees bietjie van die engele, gaan lees bietjie van wat in die hemel aangaan, gaan lees in Openbaring van die engele, gaan lees oor hulle heerlikheid, gaan lees oor hoe hulle skyn, oor hoe hulle lyk, en dis beskrywings van 'n paar engele maar, gaan lees by die koms van Jesus, die geboorte van Jesus, hoe die hemel verlig was, deur die heerlikheid van engele. Die belofte wat Jesus maak is, dat wanneer hy weer terugkom, kom hy met al die heilige engele en hulle glorie, hy word vergesel van al die engele. Duisende en miljoene engele. Jy en ek het nie 'n idee wat vir hierdie aarde wag nie, maar dit is nie iets waarvoor ons hoef te vrees nie. Dis goeie nuus, want hierdie aarde is nie altyd 'n goeie plek nie, hier's chaos, ons sien uit na iets beters. Maar wat gebeur dan van die wat nie gered is nie? Want jy sien, ons het nou gesels oor wat gebeur met die wat gered is. Hulle staan uit hulle grafte uit op, of hulle lewe nog, en hulle word saam in die wolke weggevoer, en hulle gaan na die Here toe, en dis waar hulle vir altyd saam met hom gaan wees. Maar wat van hulle wat nie Jesus Christus as hulle verlosser aangeneem het nie? Die hemele het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plek versit. En hoor wat sê die Openbaring, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes, oor duisende, en die magtiges, en die slawe, en die vrymense, met ander woorde, mense van alle kategorieë van hierdie wêreld, het hulle self weggesteek in spilonke, en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan?
Liewe vriende, as jy en ek nie gekleed is in Jesus se geregtigheid nie, as ons nie gekleed is in Christus nie, dan kan ons nie bly staan op die dag van die wederkoms nie. Want dan staan jy en ek in ons sondige natuur, wanneer daar die hemele oopbreek, en al wat Jesus sê is, neem my aan. Neem my aan, ek wil jou verlosser wees. Vat my heilige klere, vat my geregtigheid, vat wie ek is, trek dit aan, want die dag wanneer ek dan kom, kan jy bly staan. Daar is niks meer belangriker as om Jesus aan te neem nie. Hierdie aardse skatte is broos, daar is niks wat hierdie aarde kan bied, wat betekenisvol genoeg is nie. Kolossense sê, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. En ons kan vandag nog besluit, wie ons wil dien, waar jy en ek wil staan, as Jesus vanaand sou terugkom, as hierdie aarde ewe skielik begin skud, en dit verlig word met al sy glorie en heerlikheid, en ons daar die trompet hoor, en daar die geluid hoor, waar gaan jy en ek staan? Ons kan vanaand nog besluit. Openbaring 19 vers 6 sê, hy dra op sy kleed en op sy heup die naam, die koning van die konings en die Here van die Here. Dis die een wat ons kom haal, wanneer hy weer kom, kom hy nie terug as daardie pap babietjie wat in die arms van Maria gevoed word en getroos word nie. Hy kom nie terug as 'n skrynwerkerskind wat in die heuwels van Galilea gespeel het nie. Hy kom nie terug as een wat verwerp word deur sy volk en gekruisig word nie. Wanneer hy weer terugkom, kom hy terug as die koning van die konings, die Here van die Here. Is jy gereed vir Jesus om te kom? Is jy gereed om ook uit te roep, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos? Is jy ook gereed om die woorde te hoor van Jesus? Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van voor die aarde nog begin het, van die grondlegging van die aarde af. Is jy gereed, wanneer Jesus sê, ek wil jou ook kom haal? Mens sien, hierdie is net 'n gedeelte van die verhaal. En as ons die verhaal hier sou stop vanaand, het ons 'n baie groot deel van hierdie verhaal gemis. Want die verhaal van die ewigheid begin eintlik net by die wederkoms. Dit begin net by Jesus wat sy kinders kom haal. Daar's in die Bybel melding gemaak van 'n 1000 jaar lange vakansie. Die al gedink hoe dit sou wees om vakansie te hou vir 'n 1000 jaar lank. Ons sit eendag so 'n klomp mense in 'n groep wat 'n lesing aangebied word voor en na's predikante en ons 'n pastorale beraader en ons verskillende mense wat daar sit en die aanbieder vra, waarvoor is julle aangelê? En hy gaan so die lys af en toe by my kom toe sê ek dink ek's aangelê vir vakansie hou. Dis wat ek die beste doen. Want jy gedink aan 'n 1000 jaar lange vakansie. Ek wil jou vertel van 'n 1000 jaar lange vakansie, maar dis nie 'n goeie vakansie nie. Want die een wat hierdie vakansie hou, hy geniet nie hierdie vakansie baie nie. Ons lees in Openbaring 20, onthou nou alles wat ons gepraat het oor die wederkoms, ons gaan nou alles weer bymekaar bring. In Openbaring 20 lees ons, ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal, met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die ou draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is. Hy maak seker ons weet wie gegryp word. En hy het hom gebind 1000 jaar lank. Nou daar's een ding wat ons van die duiwel kan sê. Daar's niks goeds wat ons van hom kan sê nie, behalwe een ding. Hy's nie lui nie. Hy's 'n werksverslaafde. Hy is konstant besig met dit wat hy mee besig wil wees. Die duiwel saai konstant verwoesting. Hy vat nie 'n breek nie, hy vat nie 'n pause nie, hy vat nie vakansie nie, 7 dae 'n week, elke dag van die maand, vir duisende jare al, het hy geen koffiebreke, geen vakansies, geen lang naweke, geen siektyd gevat nie.
en hy was baie produktief. En ons kan net na hierdie wêreld kyk en sien wat hy als bereik het in die saai van verwoesting en seer en chaos. Nadat hy en sy engele, soos wat ons Dinsdag aand laasweek na gekyk het, in rebellie teen God gekom het, is hulle uit die hemel uitgegooi en ons lees, daar het oorlog in die hemel gekom. Die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, en hy het gekom om die hele wêreld te verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp, en hier op die aarde het hy die mens oortuig, om te dink dat hy 'n beter weg kan vat, as wat God vir die mens beplan het, en dis hoe al die sleg in hierdie aarde begin het. Hy het hierdie planeet gekaap, en Jesus het gekom, om hierdie planeet terug te koop. Ek vertel graag 'n kinderstorie, wanneer ek met kinders te doen het, van die seentjie, ek gaan dit vinnig vertel, van die seentjie wat hierdie boot gemaak het, met baie moeite en baie arbeid, en hom pragtig geverf het, en hierdie boot gevat het, en elke dag in die riviertjie gaan speel het met hierdie boot, en een dag toe vat die rivier die boot, en die boot is weg. En 'n paar dae later, 'n week of wat later, sien die seentjie sy boot in die pandjieswinkel. En hy gaan sê vir die eienaar van die pandjieswinkel, "Daai is my boot." En die eienaar sê, "Wel, iemand het hom aan my kom verkoop, en jy moet hom maar weer terugkoop." En hierdie seentjie het teruggegaan na sy huis toe, hy het gaan gras sny, en hy het gaan werk, en hy het gaan alles doen wat nodig is, om genoeg geld te kry, om hierdie boot te koop, en hy het hierdie boot gaan terugkoop. En toe hy uitstap by die pandjieswinkel met die boot, toe sê hy trots vir homself, "Jy is nou 2 keer myne, want ek het jou gemaak, en toe het ek jou gekoop." En dis presies wat jy en ek vir Jesus is. Die Satan het ons kom steel, waar God ons gemaak het, en hy het gekom en ons weer teruggekoop, sodat ons weer syne kan wees. Hy is die oorwinnaar oor die dood. Die Satan is die bose een wat verwoesting saai, en ons moet nugter en waaksaam wees teen ons teenstander, die duiwel, want hy loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Die grootste leuen wat in Christendom vertel word, is dat daar nie so iets soos 'n Satan is nie. Want as ek dit glo, is daar niks waarvoor ek myself hoef te bekommer nie. Daar's geen morele kompas nie. Daar's niks wat saak maak nie. En al die sleg wat gebeur, begin ek God bevraagteken oor. Die duiwel wil verslind wie hy kan. En so begin hierdie oorlog in die hemel, en dit skuif af na die aarde toe, en vir duisende jare al saai Satan verwoesting op hierdie aarde. En ons lees in die Bybel dan van hierdie 1000 jaar, waar Satan gebind word. So wat is dit? Ons het gelees, die Here self sal van die hemel neerdal, en die geroep, stem van 'n aardsengel, die klank van die basuin van God. So hier gebeur 'n wederkomsoomblik. Johannes 5 sê Jesus vir ons, wanneer daar 'n opstanding uit die dood uit is, moenie julle hieroor verwonder nie, daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Dit klink baie in lyn met wat Paulus jare later sê, daar kom 'n wederkoms, en die wat in die grafte is, sal sy stem hoor en uit die grafte uitgaan. Maar Jesus gaan verder, hy sê, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe. En die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van veroordeling. Met ander woorde, op die oog af, op die mees basiese lees van die teks, moet ons tot die gevolgtrekking kom, dat daar 2 bestemmings is van die opstanding. Daar is die opstanding tot die lewe, die opstanding tot veroordeling, maar die Bybel leer ons ook dat daar 2 verskillende tye van opstanding is. En dit weet baie mense nie, dat daar 2 opstandings is. En Openbaring 20 sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. En in meeste kerkverbande word hierdie nie geleer nie. As daar 'n eerste opstanding is, dan moet daar 'n daaropvolgende opstanding wees. Daar kan nie 'n eerste wees as daar niks daarna is nie. En die belofte is, salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, daardie opstanding wat plaasvind by die wederkoms wanneer Jesus kom, daardie een van wie Paulus praat, die Here self sal van die hemel neerdal
En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Daai teks in Korintiërs sê ons sal almal verander word in 'n oogwink. Wanneer die basyn weer klink, die dode sal opgewek word. Ons het daai tekste gelees, ons sal daai perfekte liggaam kry. Paulus sê, ons sê vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die wat dood is, nie sal voorwees nie. So hoe lyk hierdie gebeurtenis? Daar's 'n eerste opstanding. En die Bybel leer vir ons dat daardie opstanding, die eerste opstanding gebeur wanneer die 1000 jaar van Openbaring 20 begin. So by die wederkoms is daar die begin van 'n 1000 jaar periode. En as jy saam met my gaan volg, net nog die volgende 20 minute, dan hoop ek dat ons hierdie prentjie kan volmaak oor presies wat leer die Bybel ons oor die wederkoms, die hemel en die ewigheid. By die wederkoms, wanneer Jesus kom, is daar lewende regverdiges en daar's dooie regverdiges. En die lewende regverdiges gaan saam met Jesus hemel toe en die dooie regverdiges word uit die doodheid opgewek en hulle gaan saam met Jesus hemel toe. Hulle word in die wederkoms gekom haal. Daai belofte wat Jesus vir sy disippels gemaak het, ek gaan weer, ek kom julle haal. Of ek kom weer, ek kom julle haal, dat julle kan weet waar ek is. Dit is die wederkomsbelofte. En hoor wat gebeur in daardie 1000 jaar. Hulle sal priesters van God en van Christus wees, en saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Hierdie gereddes, hierdie wat die verlossingswerk van Jesus aan die kruis aangeneem het, hulle sin gemaak het, en 'n lewe vir God geleef het, hulle leef 1000 jaar lank as priesters en konings saam met God. Hy sê verder, ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. Wie is hulle? Hulle wat salig is, wat deel het van die eerste opstanding. Dis hulle wat op trone gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En nou begin ons, wat bedoel Openbaring hiermee? Aan hulle is die oordeel gegee. Die oordeel het mos klaar plaasgevind in die tyd wat die wederkoms plaasvind. Hoekom word die oordeel nou gegee vir die wat gered word? Paulus skryf, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Weet julle nie dat ons die engele sal oordeel nie? Wat 'n kragtige teks is dit nie? Wat beteken dit dat die heiliges, waarvan ek graag wil praat as inklusief van myself, weet julle nie dat ons die wêreld sal oordeel nie? Dat die oordeel aan ons gegee gaan word nie? Het jy al ooit daaraan gedink dat jy die hemelpoorte dalk instap? Ons het gisteraan daaroor gepraat. En iemand begin mis wat jy glo daar moet wees. Het jy ooit daaraan gedink dat jy die hemelpoorte instap en hier staan iemand wat jy die seerste seer in die wêreld aangedoen het? En jy wil die vraag vra, wat maak hy of sy hierso? Het jy jouself al daaraan ingedink dat jy daar opeindig en nie seker is hoe jy hier gekom het nie? Jy en ek gaan die geleentheid hê om die oordeel wat God gevel het te bevestig en te sien dat God regverdig en liefdevol geoordeel het. Dat as ons geweet het wat hy weet, as ons die hart van die mens kon sien soos hy doen, sou ons niks anders geoordeel het nie. Dit is wat dit beteken dat die oordeel aan ons gegee word. Aan hulle wat deel het van die eerste opstanding, aan hulle wat deel het van die opstanding by die wederkoms. Hulle kry die geleentheid om God se oordeel te bevestig, sodat daar nooit ooit weer twyfel in die ewigheid in kan wees oor God se regverdigheid nie. En oor God se liefde nie. En wanneer daai persoon wat jy daar mis, jy dan kan bevraagteken, hoekom is my ma of my pa
of my vriend, of my broer of suster, of my kind, of wie ook al nie hier nie, kan jy sien dat God daardie besluit regverdig en liefdevol geneem het. En dalk is daai persoon daar. En iemand het eendag 'n preek gemaak, en die van die wat of 'n preek gelewer, die van die wat die Ou Testamentiese geskiedenis ken, sal die verhaal van Dawid en Batseba onthou en Uria. Dawid pleeg egbreek met Uria se vrou, met Batseba, en uiteindelik word sy swanger en hy laat maak Uria dood. En iemand het eendag gesê, hoe gaan die herontmoeting in die hemel wees? Wanneer Dawid en Uria en Batseba al 3 daar is, wat se gesprekke gaan nodig wees om plaas te vind. En Uria kan opspring en vir die Here sê, hierdie een wat jy gekies het as koning, hy hoort nie hier nie. Maar God sal kan sê, kom kyk hoekom hy 'n man na my hart was. En so sal almal kan sien dat God reg en regverdig en liefdevol was, en die oordeel sal finaal bevestig word. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elke een lof van God ontvang. En dit is so 'n belangrike konsep in Christendom, dat jy en ek het nie vandag ons staan nie in die posisie om mense se harte te beoordeel nie. Ons staan nie in 'n posisie om mense te veroordeel, gebaseer op wat ons kan sien nie, want God weet wat in die hart van die mens aangaan, en hy sal reg oordeel. So moenie oordeel voor die tyd nie. Ander woorde, daar gaan 'n geleentheid vir jou kom om na die oordeel te kyk, maar dis nie nou nie. Dit kom wanneer hy gekom het, wat die verborgenhede in die lig bring en die harte van mense sal oopmaak. Dis dan wanneer ons ook voor die altaar kan uitroep, soos die engel sê, ja, Here God almagtig en waaragtig en regverdig is u oordeel. So wat gebeur in die 1000 jaar? Die Bybel leer ons, wanneer die 1000 jaar plaasvind, is wanneer die wederkoms plaasvind, die lewende regverdiges gaan saam met Jesus, die dooie regverdiges word opgewek, hulle gaan saam met Jesus, en die regverdiges het hierdie hele 1000 jaar periode, hierdie millennium periode, wat ek oortuig is in my hart, gebaseer is op 'n werklike 1000 jaar, dis nie 'n profetiese tyd nie, dis werklike 1000 jaar, glo ek, hulle neem deel aan God se oordeel, nie om God te probeer uitvang nie, maar om bevestiging vir hulle self te vind, dat God reg was. En wat gebeur met die wat nie in Christus gesterf het nie, of in Christus leef nie? Hulle het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom, wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Jeremia beskryf dit soos volg, die wat deur die Here verslaan is, sal die dag, hy praat van die dag van die einde van hierdie wêreld, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. En ons verskeie ander, veral Ou Testamentiese tekste, wat hierdie beginsel bevestig, dat die dag wanneer Jesus kom, hulle wat nie in Christus is nie, sal sterf. En dus begin ons hierdie tydlyn inkleer, wanneer al die regverdiges, dood en lewendig, saam met Christus gaan, hulle gaan die 1000 jaar in die hemel aan die oordeel deelneem, die lewende goddeloses, hulle sterf die eerste dood, ons gaan nou lees oor die eerste en die tweede dood, hulle sterf die eerste dood, met ander woorde, hulle gaan dood vir die eerste keer, want hulle kan nie die glorie van God aanskou en beleef nie, want hulle is nie gekleed met Christus se geregtigheid nie. En wat gebeur met die dooie goddeloses? Wel, die tweede opstanding het nog nie plaasgevind nie. Ons het nog net gelees van die eerste opstanding. So daar's 'n groep mense wat in hulle grafte lê en nie eers weet dat Jesus gekom het nie, want hulle het nie in Christus gesterf nie. En dus wanneer hierdie 1000 jaar begin, is daar 'n klomp lewende mense saam met Christus
en 'n klomp dooie mense hier op aarde. Maar is dit die einde van die verhaal? Die ander dooies, die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. So Openbaring 20 vers 5. Met ander woorde, daar kom weer 'n opstanding uit die dood uit. Die ander dode, nie die wat uit die eerste opstanding deel gehad het nie. Die ander dode wat deur die eerste opstanding dood gebly het in hulle toestand van slaap gebly het, hulle weet nie eers dat daar 'n eerste opstanding was nie. Maar hulle herlewe aan die einde van die 1000 jaar. So ons het die regverdiges wat in die hemel is, vir 1000 jaar lang, ons het die goddeloses wat dood is hier op aarde, vir 1000 jaar lang. Jeremia sê, ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg, en ook na die hemel, en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en die heuwels het geskit, en ek het gekyk, en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het weggevlieg. En ek het gekyk, en die land van tuine was 'n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy torengloed. En hierdie aarde bevind homself weer in 'n toestand van verlatenheid. En nou kom ons terug by die 1000 jaar vakansie. Ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met 'n sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Wat beteken dit dat Satan 1000 jaar gebind word? Geliefdes, volgens die Bybel is dit nie een of ander 1000 jaar vrederyk wat hier op aarde plaasvind nie. Dis nie wat die Bybel leer nie. Die vrederyk is 1000 jaar saam met al God se kinders in die hemel. Maar hier op aarde is die aarde woes en leeg. Daar's 'n simboliese visioen van hierdie engel wat met 'n ketting kom en die Satan 1000 jaar vasbind, dat hy niks kan doen nie. Hy is geketting. Wat beteken dit dat hy geketting is? Wat beteken dit dat hy vir 1000 jaar vasgeketting is? Dit beteken, hier is niks vir hom om te doen op hierdie aarde nie. Sy mag is vasgebind, hy is vasgeketting, die goddelose is dood op hierdie aarde, daar's niemand wat hy kan mislei nie, daar's niemand wat hy kan verlei nie, hulle is dood, en die regverdiges, hulle is in die hemel, saam met Christus, hier is niemand op hierdie aarde, teenoor wie Satan sy woede en verwoesting kan wys nie, hy is vasgebind, daar's niemand om te verlei nie, daar's niemand om te mislei nie, daar's niks om te vernietig nie. Hy het niks anders om te doen as om hier op aarde gebonde te wees met niks wat hy kan doen aan enigiemand nie, want hy is niemand nie. In die 1000 jaar neem die regverdiges aan die oordeel deel. Hulle wat saam met Christus met die wederkoms hemel toe is. Die wat uit die grafte uit opgestaan het, die wat nog gelewe het. Die goddeloses is almal dood, en die Satan is gebind vir daardie 1000 jaar. En dan lees ons verder in hierdie verhaal, as ons nou van Openbaring 21 af aanbeweeg na Openbaring 21 toe, en ek Johannes het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel. En hy beskryf hierdie stad in Openbaring 21 en 22, en ons gaan nie in daai detailing gaan nie, gaan lees dit, is nogal iets indrukwekkends om te lees, hoe die nuwe Jerusalem lyk. En hy sê, dis 'n stad wat 2200 kilometer in lengte, in breedte en in hoogte. Weet jy hoe hoog is 2000 kilometer? Ons gee nie idee waar lê 2000 kilometer in die lug in nie. Dis hoe groot hierdie stad is. En iemand het eendag 'n studie gedoen en gesê, as jy elke mens wat nog ooit geleef het, sou vat, sou almal in die stad kon bly. Nou ja, hoe wetenskaplik en waar en Bybels dit is, weet ek nie. Maar ek weet dat God seker gemaak het dat daar vir elke mens 'n plek sou kon wees. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig is nie. En dan lees ons
dat die goddelose dooies word opgewek aan die einde van die 1000 jaar. Wanneer die 1000 jaar tot sy volleinding kom, dan kom daar weer 'n herlewing van die ander dode. Nie die wat deel het van die eerste opstanding nie. Nie die wat in Christus gesterf het en eerste opgestaan het nie. Die ander dode, die wat dood is, die goddeloses. En hulle getal is soos die sand van die see. En wanneer die 1000 jaar voleindig is nog steeds Openbaring 20, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word en hy sal weer uitgaan om die nasies te verlei. Na hierdie 1000 jaar word Satan se kettinge gebreek, het word ontbind. Hoekom? Want daar's weer mense hier op aarde wat hy kan mislei en verlei. Want daar het 'n opstanding uit die dood uit plaasgevind, die opstanding van die goddeloses. En Satan se 1000 jaar vakansie is verby. Hy kan weer verwoesting saai. En ons lees dat daar die laaste groot geveg, Armageddon, gereed maak om plaas te vind. Hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Dink by jouself al die boosheid gelyktydig sonder die werking van Christus wat hier op aarde is. Want tans beleef ons boosheid, maar ons beleef ook die werk van Christus. Ons beleef ook die Heilige Gees. Ons beleef ook beskerming, ons beleef ook verlossing. Wanneer hierdie stad omsingel word met boosheid, word dit omsingel sonder enige teenwoordigheid van enigiets moois. Ekskuus. Waar gaan jy en ek op daardie dag staan? Gaan ons binne in die nuwe stad Jerusalem wees, saam met ons koning Jesus? Of gaan jy en ek dalk vasgevang wees in hulle wat hom nooit aangeneem het nie? En aan die buitewyke van hierdie stad staan, want die een wat ons gedink het en wat ons geweet het ons moet aanneem, het nou ons vyand geword. Wat gebeur met die goddelose? Vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En dit is die einde van die verhaal van boosheid. 2 Petrus 3 vers 10 sê, die elemente sal brand en vergaan, die aarde en sy werke wat daarop is sal verbrand. Jesus sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Hier's 'n paar elemente van hierdie teks wat ons by moet stil staan. In die eerste plek is die ewige vuur nie vir sondaars voorberei nie. Dis nie nodig dat enige sondaar in die ewige vuur moet vergaan nie. Want Jesus Christus is daar om aangeneem te word. Hy's berei vir die Satan. Hoe hartseer is dit dat daar vervloektes gaan wees wat in 'n vuur gaan ingaan wat nie vir hulle voorberei was nie. As die mens God verwerp, sal God hom toelaat om sy keuse uit te oefen. Want God forceer nie enige keuse op enigiemand nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Nou wat beteken hierdie ewige? Wat beteken hierdie ewige vuur en die ewige straf van wat Jesus hier praat? Want jy sien as daar een konsep is, een teologiese konsep wat nie lekker aan ons sit wanneer ons God se karakter van liefde in oënskou neem nie, is dit die idee van 'n ewig brandende hel waar mense vir altyd lewe. Want dit is nie die getuienis van 'n God wat liefde is nie. Hoekom sal God dit doen? Wat wil hy daardeur bereik? So die vraag is, wat is hierdie ewige vuur? Judas vers 7, ek dink een hoofstuk.
gebruik die voorbeeld van die stede van Sodom en Gomorra om hierdie ewige vuur te verduidelik. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer het, en agter vreemde vlees aangeloop het. Dis nou die mense wat uiteindelik in die oordeel beland. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So met ander woorde, Judas sê, daai verwoesting wat met Sodom en Gomorra in Genesis gebeur het, is 'n voorbeeld vir hulle wat verlore gaan. En hy noem daardie vuur 'n ewige vuur. Ons lees, en die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. Nou, ek was 'n paar jaar terug, 5-6 jaar terug, was ek in Israel gewees, waar hulle beweer Sodom en Gomorra is, daar by die dooie see, waar Sodom en Gomorra was. Ek het daar gaan soek, maar daar's nie stede wat nog brand het. Daar's nie 'n ewige vuur wat nog daar in die gang is nie. Daar's niks. So wat bedoel Judas wanneer hy die vuur wat op Sodom en Gomorra val as 'n ewige vuur beskryf en sê, dis dieselfde manier hoe die goddeloses, die wat Christus verwerp het, dis dieselfde manier hoe hulle gaan tot niet gaan. Wel, miskien beteken ewig nie aanhoudend nie. Want jy sien, daar's groot taalgapings in die taal wat die Bybelskrywers gebruik en wat ons interpreteer uit daai taal uit. Miskien beteken ewig, soos wat die Bybel dit toepas op verskeie plekke, eintlik net totdat dit tot sy vervulling gekom het. Daar is geen omdraaikans uit dit uit nie. Die gevolge van dit is ewig. Daar is nie 'n manier hoe dit omgedraai kan word nie. Dit is finaal, dis klaar. Jesus Christus het die ewige verlossing aan die kruis bewerk. Is Jesus nog steeds aan die kruis? Nee, hy is nie. Maar hy het dit volbring. Hy het dit tot sy volheid gebring. Daar's nie meer omdraai nie. Dit kan nie meer omgedraai word wat hy gedoen het nie. Die ewige vuur, die ewige straf is nie vlamme wat vir ewig bly brand nie. Dis vlamme wat se gevolge nie omgedraai kan word nie. 2 Petrus leer vir ons dat die stede van Sodom en Gomorra tot as verbrand is, as 'n voorbeeld van wat in die toekoms met die goddelose sal gebeur. Maleagi sê die dag kom en dit brand soos 'n oond en al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe sal 'n stoppel wees. As. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat daar vir hulle geen wortel of tak sal oorbly nie. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole op die dag wat ek weer skep, sê die Here van die leerskare. Die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar voleindig is nie. Hulle word opgewek vir die laaste oorlog. En hulle word dan vernietig deur vuur. Ons moet net vir 'n oomblik stil staan by hierdie gedagte van die vernietiging deur vuur. God se wens is nie een oomblik dat enige iemand verlore moet gaan nie. Die Bybel leer dit vir ons. God wil hê alle mense moet gered word. En daarom kom sterf Christus aan die kruis. En hy vat elke liewe sonde wat elke liewe mens nog ooit gedoen het. Hy vat elke gevolge van sonde wat elke mens nog ooit gedoen het in die ewige dood in. En jy en ek kan dit aanneem. En ons kan deel wees van hierdie groep. Die regverdiges, of ons lewe en of ons sterf. Of jy en ek kan sê, nee, ek neem nie dit wat Christus gedoen het aan nie. Ek sal vir my eie sondes die ewige dood ingaan. Want jy sien, God se liefdesnatuur vereis van hom om sonde uit te wis. Erns. God kan nie sonde vir altyd laat voortbestaan nie.
dan is dit nie liefde nie. Want sonde is lelik en is verwoestend en dit maak skade en is chaoties en God kan nie dit vir altyd laat voortbestaan nie. So God sê, ek sal sonde uitwis in my. En as ons hom nie aanneem nie, gaan God sonde met vuur uitwis hier op hierdie aarde, 'n ewige vuur soos wat ons nog nooit beleef het nie. En wanneer ek aan my sonde bly vasklou, gaan God ook my sonde uitwis. En ek gaan saam met daardie sonde uitgewis word. Nie omdat God my haat of my wil doodmaak nie, maar omdat hy my sonde wil uitwis. Liewe vriende, kan jy sien hoekom dit lewensbelangrik is om jou besluit vir Jesus te neem. Om jou besluit te neem dat hy jou sonde las in die ewige dood uitwis, sodat jy dit nie self hoef te doen nie. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. Die goeie nuus kom tot sy vervulling wanneer Johannes sê, uiteindelik het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Ek wil hier mooi luister. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. En die see was daar nie meer nie. Hoekom is die see nie meer daar nie? Net vir interessantheid, Johannes skryf hierdie openbaring terwyl hy in ballingskap op 'n eiland sit. Hy's geskei van sy mense deur die see. En wanneer hy sê die see is daar nie meer nie, impliseer hy, daar sal nooit weer skeiding wees nie. En ek, Johannes, in die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel, die blyplek van God, is nou by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Staan net vir 'n oomblik stil met daai gedagte. Hoekom wil jy gered wees? Om op strate van goud te loop, ergens op 'n wolkie te sit en harp speel. Hoekom wil jy gered wees? Ek wil by my God wees. Ek wil saam met hom wees. Ek wil in sy teenwoordigheid wees. En hoor wat doen hy? En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Die chaos van hierdie wêreld soos ons dit ken, sal nie meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Wat 'n belofte. Wat 'n hoop. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het gesê, hy het gesê, dit is verby, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daar gaan nie meer 'n begin en die einde aan enigiets wees nie. Jy en ek is gewoond op hierdie aarde, alles het 'n begin en 'n einde. Alles wat ons koop, alles wat ons gebruik, alles wat ons maak, alles wat ons aanpak, alles wat leef, alles begin ergens en dit stop ergens. Jesus sê, dit sal nie meer gebeur nie, want ek, die ewige een, is nou alles. Aan die dorstige sal ek gee die fontein van die water van die lewe verniet. En hy wat oorwin, die Openbaring sê op 'n ander plek, hoe oorwin ons? Oorwinning kom deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Oorwinning kom nie uit ons eie goedheid en uit ons eie gehoorsaamheid en uit ons eie mooiheid uit nie, kom van Christus af. Hy wat oorwin, hy wat in Christus oorwin, sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun en ook 'n dogter wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, die hoereerders, die towenaars, die afgodedienaars, die leenaars. En dan stop ek so 'n bietjie en ek sê, maar ek was dalk ook al skuldig aan van hierdie goed. Want jy sien, Jesus sê as jy met vir jou broer kwaad is jy 'n moordenaar. Jesus sê as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer, het jy egbreek gepleeg. Jesus verhoog die vlak van die wet tot op 'n vlak waar ons almal in hierdie sonde kring val, waar ons eintlik in die poel met vuur en swaal moet beland. Hoekom beland ons nie daar nie?
Hoekom is ons die wat sy seun en sy dogter is? Want ons het die geleentheid om te oorwin deur die bloed van die lam. Sien, en hierdie wat in hierdie poel van vuur en swaal val, is nie omdat hulle slegter mense as ons is, of groter sondaars as ons is nie. Dit is omdat hulle Jesus Christus nooit as hulle verlosser aangeneem het. Dit is die poel wat brand met vuur en swaal. En hoor, hier kom daar die sleutel, dit is die tweede dood. Wat? Tweede dood? Wat beteken dit? Het sê inderwaarheid dat die hel is nie 'n plek waar die vuur vir ewig en vir altyd gaan brand en God mense vir altyd lewend gaan hou in allerhande pynigings tot in die ewigheid in nie. Die hel is 'n plek waar God sonde uitwis uit hulle uit wat dit nie vir hom wou oorgee nie. En hulle sterf uiteindelik die ewige dood. Romeine beloof dat die loon van die sonde is die ewige lewe in die hel. Nee. Die loon van die sonde is die dood. En die genadegawe van God is die ewige lewe. Dis die twee opsies, ewige lewe en dood. Jesaja sê ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan hierdie vorige dinge sal nie gedink word nie, hulle sal in die hart nie opkom nie. My liewe vriende, maak nie saak, en ons begin na die einde toe gaan, maak nie saak wat jy op hierdie aarde beleef het nie. Maak nie saak hoe lelik en hoe seer, en hoeveel trauma, hoeveel chaos al in jou lewe was nie. Daar gaan 'n dag kom, wat jy niks meer daarvan sal onthou nie. Nie omdat God een of ander magic knoppie gedruk het nie. Maar dit wat jy gaan beleef, gaan soveel wees in die teenwoordigheid van jou God, dat jy nie eers weer sal dink aan wat jy op hierdie aarde deurgegaan het nie. Die lewende regverdiges kry die ewige lewe op 'n nuut geskepte aarde, waar hulle vir altyd saam met hulle God woon. En so begin die verhaal van die ewigheid. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? As niks wat jy kan gee nie. As niks wat jy in daardie dag, na daardie 1000 jaar kan sê, wag, vat hierdie van my om my daarin te kry nie. Neem nou die besluit vir Jesus. Ek wil vir julle 'n lied speel voordat ek ons finale slot gedagtes deel. Ek besef ons is bietjie oor tyd. Dankie dat julle met my genade het daaroor. Ek wil vir julle 'n lied speel wat my diep aan die hart raak. Elke keer wanneer ek dit hoor. Ek het my familie gesê, eendag as hulle my begrafnis reël. Hier sit vriende van my, hulle moet dit weet. Eendag as hulle my begrafnis reël, is hierdie lied wat daar gespeel moet word. No more clouds in the sky,
Wat 'n dag. Wat 'n dag sal dit nie wees om Jesus te sien kom nie. En vir altyd sal met die een te wees wat my kom red het. Toe ek die minste verdien het. Wat vir sondaars kom liefde bewys het terwyl hulle nog sondaars was. Wat 'n dag sal dit nie wees nie. Verwag jy Jesus se koms? Ek vra hierdie vraag by 'n plek, en toe ek die volgende skyfie wys, spring daar 'n ou op en hy sê, nee, kan nie wees nie. Verwag jy Jesus se koms? As jy in jou hart sê, ja, ek verwag sy koms, dan is jy 'n Adventis. Want Adventis beteken eintlik net iemand wat die koms van Jesus verwag. Iemand wat uitsien na sy koms. Meeste van julle weet dit. Hierdie is 'n 7de dag Adventiste kerk. En ons het nie hierdie reeks lesings aangebied om enige iemand 7de dag Adventiste te maak nie. Ons het dit aangebied omdat ons glo, ek glo, dat die besonderse Bybelwaarhede is wat ek dankbaar is dat ek dit kon ontdek het deur my lewe. En ek het dit met ander wil deel. Maar ek wil hier net 'n bietjie vertel van wie 7de dag Adventiste is. As jy nie weet nie, ons is 'n kerkgenootskap. Ons verwys graag na onsself as 'n beweging. Ons het 28 Bybelse leerstellings. Ons sê nie ons het 'n geloofsbelijdenis nie, 'n creed nie. Ons sê die Bybel is ons geloofsbelijdenis. Ons laat wel 'n geloofsbelijdenis aflê, wat ons glo iets anders is as 'n creed. Ek sukkel altyd met die Afrikaanse term. 28 leerstellings wat ons glo uit die Bybel uitkom. Daardie leerstellings is aanpasbaar soos wat ons glo God se kerk lei. Wêreldwyd word daar min of meer 12.000 nuwe dopelinge per dag by die 7de dag Adventiste kerk toegevoeg. Daar's omtrent tans 24 miljoen lidmate wêreldwyd, omtrent 30 miljoen bywonend wanneer kerkdienste gehou word. Die kerk bedien in 717 tale reg oor die wêreld in 81.500 gemeentes. Hierdie gemeente is een van daardie 81.552. Die 7de dag Adventiste kerk bestuur omtrent 130 universiteite in die wêreld, meer as 8.000 skole wat 2.5 miljoen studente opvoeding gee, word 600 hospitale en klinieke word deur die 7de dag Adventiste kerk bestuur. Hier in Pretoria is daar 'n geestesgesondheidshospitaal, Vista Kliniek, wat deur die 7de dag Adventiste kerk bestuur word. Verskeie TV en radiostasies en ook verskeie sendingorganisasies wat deur die kerk bestuur word. En hierdie sê ek nie uit 'n plek van hoogmoedigheid of spogtery of roem nie. Paulus leer my, ek kan in een ding alleen roem, en dis Jesus en sy kruis. Maar dis om mense bekend te stel, vir die wat nie weet nie, wie die 7de dag Adventiste is. Ons daar hoop in al die chaos. Ons kom tot die einde van ons reeks. Maar dis nie die einde van die pad van die ontdekking van hoop nie. En ek wil u uitnooi na 3 gebeurtenisse, 3 programme wat aangebied word. En ek wonder, Werner, of jy nie voor my wil kom staan nie, asseblief. Ek is 'n predikant in die 7de dag Adventiste kerk, soos baie van julle seker al afgelei het. Maar ek bedien nie hierdie gemeente nie. My vriend Werner Eiselin is die predikant van hierdie gemeente, Philadelphia gemeente. En
Hy sal graag met u as die besoekers is hierso meer skouers wil skuur. Hy is 'n baie slimmer ou as ek. Hy weet baie meer as ek. So as jy enige moeilike vrae het, is dit nie maar om voor te vra. Moeilike vrae. Word in die Bybel uit beantwoord. Maar die 3 programme wat ek hier wil uitnooi na is ons kerkdienste wat 11 uur op 'n Sabbat plaasvind. Onthou, nie Sondag 11 uur hiernatoe kom nie. Jy gaan dalk by toe deure kom, maar jy gaan dalk niemand wees nie. Maar om Saterdag 11 uur te kom en van ons kerkdienste te kom meemaak. Komende Saterdag is hy self die spreker aan die woord hierso, as ek reg verstaan, en hy gaan die diens lei. En ek nooi, kom woon by. Dan is daar ook 'n Bybelstudiegroep. Artes gaan dit doen, nee. Weet nie hoe kom staan en mense kan sien wie Artes is. Artes gaan 'n Bybelstudiegroep. Hy is 'n lidmaat hier in hierdie gemeente, baie betrokke by die gemeente, betrokke by Bybelstudies en allerhande inisiatiewe. En hy gaan 'n Bybelstudiegroep Woensdae-aande om 7 uur. Begin ons komende Woensdag aand? Die week daarna. Okay. Week daarna, ek is seker hy gaan vir elke een wat hier was 'n persoonlike uitnodiging stuur. As jy jou telefoonnommer daaronder geskryf het, weet dat jy 'n persoonlike uitnodiging gaan kry vir daai Bybelstudie. En sy studie fokus gaan die boek Romeine wees. Die evangelie, wil jy dalk net so 1 of 2 gedagtes deel wat dit gaan behels. Dit is nie leerstellig noodwendig nie, nee. Nee, dit is die Paulus sê, die evangelie boodskap is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Beleef ons daardie krag. Paulus in die eerste 8 hoofstukke van Romeine breek hy hierdie wonderlike evangelie boodskap, breek hy dit oop in detail. En as ons sê ons is in Christus, ons is regtig waar in Christus, verstaan ons wat dit beteken. Verstaan ons die details soos wat Paulus dit probeer verduidelik vanuit sy verhewe verstaan. Dit is 'n moeilike boek, maar mens kan daar deurwerk en die eerste 8 hoofstukke gaan ons basies daarna kyk en aan die einde van die reeks kan ons besef wat is hierdie krag van God tot redding. En ons gaan besef ons is gered, want ons is in Christus. Dit is 'n baie mooi studie. Ek sien uit om dit aan te bied. En dit gaan nie in so lesingformaat wees. Dit is meer interaktief. Hoe is die aanbiedingsstyl? Mense net weet dit gaan lesings, okay. Gaan lesings wees. Ja, okay. So ek gaan so 8 tot 10 lesings doen. Okay. Want ons wil graag deur die eerste 8 hoofstukke kom en dis maar 'n studieproses. Maar daar sal geleentheid wees vir gesprek interaksie. Ja, verseker, absoluut. Ja, okay. So, ons nooi jy uit kom Woensdae-aande, nie komende week hierdie een daarna. Werner is hier so as die predikant, as jy enige vrae het, as jy besoekers is of as jy baie lied is hierso. Weet jy nou wie hy is, gesels asseblief met hom. En as jy persoonlike vrae aan my wil stel, as jy vir my self iets wil vra, wees vry om my te kontak. Ek het die 2 weke saam met van julle hierdie pad geloop, lesings aangebied. Baie van julle het van die eerste aand af bygewoon. Thomas het gisteraand eers bygekom. So daar's mense wat op verskillende tye in hierdie reeks ingekom het. Maar as jy enige vrae het of onsekerheid het, ek is bereid as jy met my wil gesels. Werner is daar so, Artes is daar. Andrei sien ek nou vir 'n oomblik, ek dink hy's uit. Daar sit hy daar agter. Andrei is ook hierso. Ek dink meeste van die besoekers ken vir Andrei. So asseblief gesels met die mense wat hierso is. En ek wil graag saam met julle gebed doen. Soos wat ons laaste lesing afsluit, wil ek graag vra dat ons ons oë sal sluit. Here Jesus, aan U kom toe die lof en die eer, die heerlikheid, die glorie, alles wat goed en mooi is. Die beste wat ons kan bring, Here, en selfs dan besef ons dat ons beste is eintlik maar soos vuil ou lappe wat ons voor U kom neerlê. Dankie dat U dit nie wegskop nie, maar dat U sê, kom in my kind, ek gaan vir jou mooi nuwe klere gee.
Ons wil onsself aan U toewy, Here. In hierdie wêreld kry ons seer. En hier het vir ons gesê in Johannes 16 vers 33, dat in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Maar U het ook gesê, hou goeie moed, want U hierdie wêreld oorwin. Help ons om daardie hoop te hou in die chaos wat losbars in hierdie wêreld, in ons lewens. Help ons om ons vertroue altyd net in U en U woord te plaas. Here, ons het vanaand gesien die pragtige, mooiste boodskap dat Jesus weer terugkom en dat selfs 'n sondaar soos ek gered kan wees. Help elke een van ons om die kruiswerk van Jesus aan te neem en ons eie te maak en 'n lewe te leef toegewyd aan U. Help ons om dit wat ons in hierdie 2 weke geleer het, help my om dit wat ek geleer het toe te pas in ons lewens, Here. Dat ons sal leef die waarhede van U woord, terwyl ons in die verlossingswerk van Christus skoon gewas staan. As jy iemand is vanaand wat nog nie hulle hart vir U gegee het nie, wat nog nie daardie oorgawe gemaak het nie, my God, is dit vanaand my gebed. Raak daardie hart aan deur U Gees. Bring ons almal tot by die hemelpoorte wanneer Jesus kom. Ons wil deel wees van daardie 1000 jaar reunie. Daardie 1000 jaar ontdekking van hoe goed en regverdig en liefdevol ons God is. Ons wil deel wees van die ewigheid van daaraf saam met U. Help ons om gereed te wees. Help ons om Jesus aan te neem. En hier waar ons uit mekaar uitgaan, is dit dalk moontlik dat van ons mekaar nooit weer sal sien nie. Here, ons wil mekaar graag eendag raakloop. Daar op die strate van goud, waar ons saam met U gaan wees. Beskerm ons asseblief, sover dit in U wil is, teen die aanslag van die bose een. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.